hierdie episode van Agter die Tunes. Ek was die ou wat YouTube video's gekyk het oor hoe jou liedjie groter kan word. Verstaan, ek het daai goed gedoen. En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbyglip nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Dat ek nie alleen huil nie. Toe op die heel laaste liedjie toe gebeur het dat ek nou my big break kry. Hallo daar en welkom by Agter die Tunes, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek is jou host hier op Agter die Tunes en dit is weer eens vir my so 'n groot voorreg en 'n vreugde om saam met jou te kan kuier hier op 'n backbazaar waar ons gesels oor die musiekbedryf as geheel, die ins en outs, die dinge wat jy dalk al van geweet het, maar hopelik 'n paar dinge wat jy dalk nie geweet het ook nie. En dit is vir my sover die lekkerste deel van Agter die Tunes, is maar net al die dinge wat mense nie noodwendig aan dink nie, maar nietemin, ons is weer hierso en as jy dalk nie laasweek se backbazaar geluister het nie, net terloops, het ons bietjie gepraat oor 'n onderwerp wat ek dink baie interessant was en 'n groot debat in die wêreld van musiek, die hele idee van independent artist of 'n record label, om geteken te wees aan 'n record label, moet ek liewer sê. So as jy wil weet wat is die beter opsie, wel, gaan maak gerus daar 'n draai wanneer jy hier geluister het, want ek dink dit het 'n paar blikkies wurms oopgemaak, moontlik deur een van ons gaste wat gepraat het. Maar as jy meer daaroor wil uitvind, gaan luister daarso wanneer jy hier klaar is. Maar gepraat van hierdie episode van Agter die Tunes, is dit weer tyd vir 'n episode van Nuut op die Radar. As jy dalk vir die eerste keer luister, Nuut op die Radar is half 'n mini-reeks wat ons aan die gang het, waar ons elke maand met 'n nuwe opkomende kunstenaar gesels. Want ek dink dit is belangrik om met nuwe opkomende mense te gesels, mense wat nie is in die industrie, om te hoor hoekom hulle dink hulle in die industrie hoort, hulle stories, hulle motiverings en ook van die liedjies wat hulle al vrygestel het. En vandag se gas is ek baie opgewonde oor, want ons gaan gesels met iemand wat baie onlangs 'n baie lekker treffer vrygestel het en gereeld op die nommer 1 posisie van verskeie streaming charts is. So dit is my voorreg vandag om met iemand te praat wat die liedjie Mila geskryf het. Nou, jy het waarskynlik al die liedjie gehoor en dit beteken natuurlik dat ons gas vir vandag Jacobus is. So kom ons vind uit wie is Jacobus, hoekom hy in die musiekbedryf is en alles wat jy moet weet vir hierdie nuwe bloeiende talent wat in die Afrikaanse musiekbedryf ingetree het. Nou in hierdie episode van Agter die Tunes gaan ons met iemand praat, natuurlik as deel van ons episode van Nuut op die Radar, waar ons lekker nuwe bloeiende talent so 'n bietjie ontdek, met iemand gesels wat onlangs 'n redelike groot liedjie gehad het. So ek het gedink dit sal 'n skande wees as ons hom nie hier op die backbazaar kry nie. So dit is my groot voorreg om Jaco Steyn te verwelkom, of soos jy hom sekerlik sal ken, as Jacobus. So Jaco, baie dankie dat ek met jou kan gesels hier op Agter die Tunes vandag. Barry, is lekker om by jou te wees, ek waardeer dit super baie. Ja, so my eerste vraag aan al my gaste, want ek weet partykeer kom dit voor as 'n oppervlakkige ding, maar hoe gaan dit met jou? In die diepte van jou hart? Dit gaan goed, weet jy, ek is nog aan die swat. So, dit is maar besig. Dit is lekker besig, maar ek kan nie kla nie, ek gaan nou nie kla oor ek kan swat. So, dit gaan Ja. Okay, en wat swat jy nou? Ek swat wingerd en wynkunde. Wat rarig. So ja, ek leer om 'n wynmaker te raak. Dit gaan redelik goed op die stadium. Ek het al 5 wyne gemaak. So hopelik een van die dae kan die mense my wyn ook drink. My wêreld, dis ek dink, weet jy van enige ander kunstenaars wat 'n wynrigting ook invaar? Mismoed. Ja, dis baie cool. So, hoekom het jy nou besluit, ek neem aan jy het al van daai omgewing groot geword. So, hoekom het jy nou besluit om wingerd en wynkunde te studeer? So, dit is eintlik 'n baie eenvoudige storie. Ek kom van Robertson af, wat mense ken dit as 'n wyndorpie. Dit is soos die wyndorp van ons streek. En ons my pa boer daarso. En hy is ook 'n wynmaker en my broer het wingerd en wynkunde geswat en hy is nou 'n wynmaker hier op Stellenbosch. So ek het net gevoel, weet jy, dis in die bloed en ek moet seker ook dit doen. En dit is super interessant hoe op jou het. Ek kan dit goed dink, weet jy, ek is een van daai mense wanneer ek
gaan wyn proe as ek nou myself in die Kaap bevind, dan is dit soos jy kry daai undertones of peach en citrus goeters. En ek is soos ek proe dit glad nie, maar ons go maar daarmee, jy weet. Weet jy, as jy vir my 2 jaar terug gevra het wat proe ek, sou ek net gesê het wit en rooi wyn. So ek neem nie kwaad. Oh my word. Maar dis my baie interessant. So, hoe sien jy half jou sang en die wynkunde half as 'n mens nou kyk in die toekoms in? Hoe sou jy dit envisage om saam te werk eendag? Ja, weet jy, ek het al baie oor gedink, maar op die ouend so sing is my grootste droom. Voordat ek 'n klein seentjie was, ek is lief vir sing en toe ek nou 'n bietjie ouer geraak het, toe besef ek maar sorry, ek wil hierdie vir 'n lewe doen. En toe kom wyn in my lewe in, as mens dit nou so kan sê. Ja. En my passie daarvoor het ook regtig gekweek. Maar op die einde van die dag sing is net soos regtig, dis my grootste passie. En ek dink dit is so voorreg om te kan sing en om mense te hê wat vir jou musiek na jou musiek wil luister. So as dit so kan uitwerk, wil ek graag sing ek wil deur sing en dan as ek kan, gaan ek vir my broer op 'n stadium vra vir werk en dan moet hy dit vir my gee want hy koop hy's lief vir my. Ja, ag weet jy, ek dink dis cool dat jy daarom 2 passies het. Jy weet, as die een nie werk nie, dan het jy daarom die wyn om op terug te val. Alhoewel ek seker is die sang gaan definitief nog baie verder gaan as wat dit nou is. Ja, maar as ons nou kyk na jy as kunstenaar en as persoon, jy is nou min of meer so jaar aan die gang en daar is dalk 'n paar mense wat soos dalk die eerste keer van jou hoor as 'n kunstenaar. So vertel ons bietjie, wie is Jaco Steyn? Jy het nou gesê jy kom van Robertson. So ja, vertel ons bietjie, is jy 'n see of 'n bergmens? Gee ons al die details. So soos ek gesê het, ek kom van 'n plaas af buite Robertson. So die berg is my plek. Ek hou van in die veld in die oop wees. Tussen die berge, ek hou van op die plaas wees. Die plaas is seker my gunsteling plek op hierdie wêreld. Ek het in Robertson skool gegaan. Ek was daar op laerskool gewees en toe op hoërskool gaan ek Parel toe. Toe ek in 'n landbouskool, ek was in Boland landbou gewees. Okay. En toe stryf van daar af toe kom ek Stellenbosch toe en nou is ek voltyds hier aan die Swat, ek bly ook hierso. Nou. Okay, lekker. En jy het nou genoem dat jy al soos jou pa is ook 'n wynmaker en dis half soos in die bloed. So, waar het jou liefde vir musiek nou spesifiek vandaan gekom? So, my hele gesin is baie musikaal. Veral my ma. My ma het musiek geswat. Sy was in die Stellenbosch skool gewees toe sy hier geswat het. So, sy sing soos 'n engel. Eerlikwaar, sy sing soos 'n engel. Sy het my nou die dag amper aan die huil gesing. So mooi was dit. So ek kan vir my ma dankie sê vir die singtalent. Alhoewel ek eers besef het ek kan sing op 'n later stadium van my lewe. Ek was uit die koor uitgeskop op laerskool. So weet jy, hulle het my regtig probeer af van dit afkry. Well, look at you now. Ja, weet jy. Nou dink 'n paar mense ek kan. Ja, okay. En wel ek dink 'n mens sou stry dat enigiemand mooi kan sing na 'n paar glasies wyn. Dis ek ook wanneer dit swat, verstaan jy? Ek hoor jou, maar dis baie cool. So klink my, ja, soos asof alles in die gene is waarvan jy hou. So dit is iets om, ek dink wat dit al bietjie makliker maak. So ek dink dan, as jy vat, soos jy sê, jy was al op laerskool, het mense jou uit die koor uitgehaal en jy het eers later besef dat jy half 'n liefde het vir sing. Ja, soos op watter stadium in jou lewe het jy nou die eerste gedagte gekry om musiek vry te stel en jouself nou daar buite te sit? So, ek het musiek al vir baie lank gedoen, maar ek het op 7 begin klavier speel. En op 12 het ek begin gitaar speel. Op 14 toe leer ek die cello speel. So ek het musiek in my lewe gehad nog altyd en my ma is ook 'n fenominale klavierspeler. So ek het saam met haar gespeel en ek geluister hoe sy speel. En toe later hou ek op met klasse en bladlees en daai simpel goed wat dit nie lekker maak nie. En toe begin ek my eie goed komponeer op die klavier en dis waar dit alles vir my begin het. En ek dink dit het ook die gitaar heel vir my bietjie makliker gemaak. En toe ek gitaar begin speel,
toe is net my tweede natuur om lirieke en goed daarby te sit. En toe was ek so 15, 16. En toe vir my 16de verjaarsdag, mag dalk my 17de verjaarsdag wees, toe smeek ek my maale net vir 'n klein studiootjie. Soos letterlik net daai 'n bundle, ek kort net 'n Ja. interface en daai headphones wat jy aan het en 'n mikrofoon, want daar was 'n brandende passie in my om net musiek te begin vrystaan in die wêreld en te kyk wat gebeur. En ek het Engelse musiek eers geskryf, net slegs Engelse musiek. En ek het Engelse musiek uitgebring. En as ek nou terugkyk daarna, vir my was dit was eintlik net so lekker om 'n deel van my kuns daar buite te sit. En die musiek het nie vreeslik goed gedoen nie, maar hoe dit my geleer het om die release aspek van alles te verstaan en die content aspek van alles te verstaan agter dit en hoe om musiek te komponeer op 'n laptop en so. Ek dink dit is wat hierdie volgende fase waarin ek nou is vir my soveel makliker gemaak het. Omdat ek daai 4 jaar gehad het waar absoluut niks gebeur het. Ek het net musiek uitgebring en as iemand vra, wat doen jy? Dan sê ek, okay, luister my liedjie voor ons gaan verder praat. Maar ja, dis omtrent hoe dit begin het, ja. Wow, dis baie interessant. Nee, dis interessant jy sê vir my dat jy cello ook gespeel. Ek is stout vir 'n cello. Kom ek by jou. Ja, so wanneer gaan ons 'n cello in 'n Jacobus liedjie hoor? Ons gaan een of ander tyd gaan dit moet uitkom. Ons moet my roots inbring in die musiek. As hy. Ek dink ja, so laat weet my as jy enige idees nodig het. Ek is hier vir jou, hoor. Ek sal definitief. So ja, ek dink dan as ons nou kyk na jou sangloopbaan en jy is nou obviously deel van die Kuleski groep wie jou musiek uitreik wat 'n hele paar groot name het en met wie jy sekerlik mee kan saamwerk. So hoe was jou ervaring gewees om toegang te hê tot mense soos I don't know, soos Appel, Marco van Deventer, Rikus en Paul is 'n wyde wat die producer ook is. Ja, so hoe was daai ervaring vir jou gewees om met daai mense half te kan werk? Ja, so die eerste keer wat ek enige een van hulle ontmoet het, dit was op 'n video call gewees soos dit ons nou sit. En toe was dit om Arie Kuleski en Jerick Loumas en Marco van Deventer. En ek skuit in my broek. Toe ek hulle drie op my skerm sien. En dit was al klaar vir my soos hierdie wow oomblik, soos waar sit ek nou as 'n kind wat van die platteland afkom, wat randomly begin musiek maak, en soos hoe bevind jy jouself in hierdie scenario? En die eerste keer toe ek vir Appel hulle en vir Marco en Rowy en vir Chris en vir Rian hulle in persoon ontmoet het, dit was net soos ek het in my wildste drome kon ek nie verwag het dat hulle so vriendelik en soos hulle het my aanvaar met oop arms. En daarvoor is ek so dankbaar want ek was baie gestres. Ek onthou ek is een keer Pretoria toe en toe's almal in dieselfde plek. Demi en Carlien en Rihanna Nel en Rian en hulle almal. En ek is daar, ek het een liedjie uit. En die mense is soos my grootste helde in die bedryf. En hulle is net so nice my gewees. Vra vir my, maar wat is die volgende? Waar gaan ons watste release ons nog? Hulle is so impressed met die vorige liedjie en hulle het my regtig so kalm en veilig laat voel in daai spasie. En ek dink dit het ook 'n groot impak gemaak op hoe ek nou die musiekbedryf wangle. Want mens moet nie bang wees om met hulle te praat, hulle is genuine, net super nice mense. En hulle wil help. So ek dink dit het dit baie makliker vir my gemaak, ja. Ja. Ek kry al vir die soos prentjie van jy wat al soos na jou werksonderhoud toe gaan en al die baas is nou daarso. En nou met jy soos hi guys, ek het my liedjie hierso. Maar ek weet julle het nog nie gehoor nie, maar hulle. Ja. Maar hoe het daai proses half gelyk? Het jy soos 'n e-mail gekry, het iemand jou gebel, soos hoe het daai ervaring van hoor jy wil jy deel van soos hierdie kamp wees? Hoe het dit gelyk? So dit is super random gebeur. Ek het begin Afrikaanse musiek uitbring en ek dink dit was my, ek wil nie vir jou jokkie, maar dit is my derde Afrikaanse liedjie wat ek self uitbring.
En ek is besig om dit te bemark en een van die video's doen toe relatief goed. Ek dink hy het 18,000 views of iets op Instagram of TikTok gekry. En ek sien 'n verified account, want ek het dit nie geken nie. 'n Verified account like my goed. Hey. En sy het dit ook. En toe is ek okay, wow, en ek gaan kyk toe op sy profiel. Toe is dit Jerick Lomas wat by Kuleski werk. Een van die beste skrywers in ons land. Flippin' awesome. En ek sien toe maar hy het al die award gewen vir skryf en hy's by Kuleski en whatever. En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbyglip nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. En ek stuur toe vir hom 'n DM en ek sê, hoorie, ek wil super graag met julle werk. En ek dink dit was 'n minuut en 'n half later. Toe sê hy, okay, cool, ons wil ook saam met jou werk, kom ons stel 'n meeting op. Wow. En 'n paar maande later, of 'n paar, maand later, toe vind ek uit, maar hy wou eintlik vir my 'n boodskap gestuur het en toe beat ek hom. So, weet jy, ek het dit vir hulle gewys, ek is in hierdie ding. Nice. Maar toe van daar af, toe alles net begin in plek val, ons die meeting gehad van oom Ari en hy en Marco, en toe van daar af, toe is dit eintlik baie vinnig gewees, en dit was die beste besluit wat ek kon maak. Ja. Weet jy, ek dink is bewyse dat om in die DM's te slide, wie nie Ja. mag nie wen nie. Absoluut, jy moet 'n kans vat. As dit nou in 'n meisie se DM's of jou toekomstige baas, weet jy, ek dink same but different. Jy kan nie miskiet as jy nie die sneller trek nie. Dis hy. Nee, ek stem saam. Maar ek dink soos wat jy genoem het ook in terme van soos jy het in 'n soos klein dorpie Robertson groot geword en nou het jy soos toegang tot hierdie soos of jy het soos baie geleenthede wat nou vir jou voor lê. Dink jy half soos of het jy ervaar, moet ek dalk eerder vra, dat klein dorpie sindroom altyd of 'n risiko was dat jy weet jy sou volg wat jou ouers gedoen het en jy volg half net daai selfde soos family trend of of het jy altyd soos drome gehad om buite Robertson te funksioneer? Dit is 'n super goeie vraag wat jy daar vra. Kyk, in Robertson is dit soos dis die dorp en dis die dorp. Soos jy gaan daar skool, ons het 'n voorbereidingsskool en 'n laerskool en 'n hoërskool. As jy daar bly, jy gaan daar skool en jy gaan kry werk in Robertson daar na skool en op die ou end tree jy daar af. Soos dit is net hoe dit nog altyd gewerk het. En ek was baie bevoorreg geweest met my maale, want my pa was op Boland Landbou geweest. En toe stuur hulle my broer wou met alle mag en mening daartoe gegaan het. En eers toe sit hulle hom in Hoërskool Robertson en toe sê ek soos okay, dit lyk my ons gaan nou hierdie trant volg. En 3 weke later toe sy in Boland Landbou en toe hulle vir my vra maar okay, waar wil jy skool gaan? Toe het ek daai droom gehad, want toe het ek al klaar begin musiek maak, wel instrumente gespeel. So ek wil ook kyk hoe lyk die wêreld daar buite. Wel die wêreld daar buite 2 ure verder weg. In die Parel wat 'n redelike groot dorp is. En maar ek het nog altyd groter gedroom as om in een plek te bly. En ek voel ook as jy geseën is met iets soos om te kan sing, moet jy dit gebruik, want dis nie elke ou wat dit kan doen nie. En ek het dit gevat, al het hulle my uit die koor uitgeskop, en ek het gesê, nou gou ons, ek gaan hierdie ding volstroom vat. En so ek het definitief, ek moes uit Robertson inkom. Ek dink dit sou nou gelyk het soos wat dit gelyk het as ek nog daar was nie. Interessant. Wel, ek dink is soos daar half 'n tree van geloof ook om buite daai gemaksone ook te gaan. En jy het gesê jy het half Engelse liedjies eers geskryf voordat jy Afrikaanse goeters gedoen het. So wat het jou laat besluit om daai language shift te maak van Engels na Afrikaans toe? Ja, eerlikwaar, die Engels musiek het net nie goed gedoen nie. En ek het so nou en dan 'n Afrikaanse liedjie geskryf. En toe my beste pel nou, en hy het vir my gesê, hoorie, release Afrikaanse liedjie. En kyk wat gebeur. So daar's net die ergste wat kan gebeur is hy kry net so min soos die ander. So toe release ek 'n Afrikaanse liedjie en ek het net so verlief geraak met hoe jy die Afrikaanse taal kan omswaai en soos 'n super mooi storie te vertel. Want Engelse musiek is maklik om stories te vertel.
dit voel net vir my althans, dis makliker om Engelse liedjie te skryf as 'n Afrikaanse liedjie. En toe ek vind dat ek ook mooi stories kan vertel in Afrikaans, toe go for it. En ek het 2 Afrikaanse liedjies uitgebring en hulle het bietjie beter gedoen as die voriges. En toe met die laaste Afrikaanse liedjie, het ek vir myself gesê, dis die laaste een. Soos, ek het gesê, dit is die laaste release wat ek ooit gaan maak, want dit het nie goed gegaan nie, en dit het my moed gebreek, wat eintlik stupid is, maar ek was so lief daarvoor, en toe op die heel laaste liedjie toe gebeur het, dat ek nou my big break kry. Ja, en dink jy half, of ja, soos wat, of as jy nou praat van jou big break, nee, ek dink elke kunstenaar wag half vir daai big break. En ons sal dan nou by die liedjie self uitkom, maar wat dink jy, of ja, soos dink jy dit is half nodig om eers 'n paar liedjies te skryf voordat jy daai big break kry, of dink jy dit sou beter wees as jy soos liedjie nommer 1, dis die big break? Dink jy as 'n kunstenaar leer half meer eers as jy 'n paar liedjies geskryf het voordat daai groot deurbraak nou kom? Ek dink met my storie was dit obviously nou 'n bietjie meer van 'n slow burn gewees. So ek het baie tyd gehad om my musiek te refine, musiek te skryf en te komponeer waar ek super happy is. So ek is happy met hoe die liedjie klink en dan het ek 'n klomp. So ek het op die stadium 60 liedjies wat klaar is op my foon. Wow. Van ek het daai tyd gehad om te gaan refine en om te gaan sien, okay, hierdie is hoe ek wil skryf. Ek wil abstrakte rym gebruik. Ek wil nie noodwendig rooi en mooi met mekaar meng nie. En ek voel as jy daai big break van die eerste liedjie afkry, is obviously awesome, want dan is jy dadelik daar binne en mense sien uit na al die volgende liedjies wat kom. Maar jy is so limited met die tyd wat jy het om jou skryfstyl en jou musiekstyl te refine na wie jy regtig is. So ek is baie bly eintlik dat gat in jou sak en wag jy terugkeer nie dadelik super massive gegaan het nie. Want toe kon ons my musiekstyl refine en ek skryf toe vir Mila en daai het toe gebeur. So nou kan mense daai liedjie luister en dan is daar nog 2 ander liedjies vir hulle om ook te hoor. So nice. Hulle hoef nie nog te lank te wag. Ja. Ja, nee, maar soos ek sê, ons gaan nou 'n bietjie oor die liedjie self gesels, want ek dink is altyd interessant om te hoor presies hoekom en waaroor en al daai vragies. Maar as jy nou terugkyk na toe jy kleiner was en jy het liedjies geskryf en liedjies geskep en tot vandag toe, wat is vir jou die lekkerste dele daarvan om 'n liedjie te skep en wat is vir jou die mees uitdagendste dele van 'n liedjie skep? Awesome. So die lekkerste deel is as jy daar sit en dit vloei. So ek kry sekere oomblikke waar ek met my gitaar sit, ek skryf altyd met my gitaar. Waar ek sit en ek kry altyd eers die melodie in my kop en dan begin ek woorde wat dieselfde klink as die melodie. Ek het dit baie vreemd presies, ek weet nie regtig hoe my brein werk nie. En dan word ons tyd waar ek in 5 minute die liedjie klaar skryf, soos ek sing om 2 keer deur en dan is die liedjie klaar. En dis vir my die lekkerste waar jy net soos in daai flow state is waar jou kreatiewe brein net so gooi en daar is die liedjie. En die moeilikste is om nuwe melodieë te kry op die gitaar en om dat dit iets nuuts klink, want ons so baie musiek daar buite en dit raak net meer en meer en meer, so dit raak al hoe moeiliker om 'n unieke liedjie te skryf wat nie soos iets anders klink nie. En soms vind ek dat as ek iets speel, dit klink vir my klaar soos 'n liedjie wat ek ken. En ek sê, okay, ek is nou nie John Mayer nie. Ek kan nie enige wat ek wil nie. So dis vir my die uitdaging om 'n basislyn te kry waarop jy 'n goeie liedjie kan skryf. Gelukkig ek is baie geseën dat die skryfdeel nie altyd vir my so moeilik is nie, maar die gitaardeel, as iemand vir my wil gitaar speel, ek is oop daarvoor. Ek is moeg, ek wil nie meer nie. Slide in die DMs. Asseblief, kom in die DM. Jo, nee, ek dink as daar nou een ding is wat ek graag sou wou hê, talent, is dit om liedjie te skryf en om soos te kan sing. So doen dit maar vir beide van ons, jy weet, vir die wat nie kan nie. Ek sal vir jou 'n liedjie skryf. Weet jy? Ek sien jou ou. Ek sal daar wees. Dan kan jy vir my op 'n wynplaas sing.
Dankie. Ek maak so. Ja, en ek wil vir jou ook vra is iets wat ek al waargeneem het op jou socials en 'n armbandjie wat jy aan het. Watse rol speel jou geloof in hoe jy jou liedjies benader? Alles. Ek sou nie hier wees as dit nie vir die Here was wat my hierdeur gedra het nie. Soos ek sê, ek wou opgee. En toe die Here net 'n ander plan daarmee gehad. En ek is so dankbaar daarvoor en ek weet ek sou nie hierdie uit my eie kon doen nie. Ek bedoel, dit is so, ek sê gereeld vir my ma, dit is so 'n vreemde bedryf wat ek myself in bevind. Ek sê vir hulle ook gereeld, soos ek kon nou 'n wynmaker gewees het, of ek kon 'n boer gewees het, en nou het ek leef my droom uit. Dit is fisies nie net ek nie. En ek is ook baie lief daarvoor om rond te dra, dat mense vir my kan vra daaroor. So ek is so bly het ek die bandjie en ek het hier 'n tattoo op my arm Nice. en dit hangertjie om my nek. So ek dra dit oral waar ek is, want ek sou nie weet waar ek is as dit nie vir die Here was nie. Ja, dit is altyd vir my lekker om sulke stories te hoor, vir mense wat half in daai intree en veral in soos gawes wat hulle ontvang het. Maar dalk is die volgende vraag half soos connected daaraan. As ons nou praat van jy wat half nou liedjies skryf en jy wil nie soos klink soos elke ander liedjie wat daar buite is nie. Hoe ervaar jy die journey om jou identiteit te vestig as 'n nuwe kunstenaar in die musiekbedryf waar daar soos dit redelik saturated is in terme van liedjies wat soos op 'n weeklikse basis uitkom? Ja, nee, dit is moeilik, maar is ook 'n lekker uitdaging op dieselfde tyd, want van daai eerste liedjie af, dan plaas mense jou in 'n genre, en ek voel met die release van Gat in jou sak, kon mense my nie regtig in 'n genre plaas nie, want dit is so in between things, so dit is nou maar alternatief, and I'll take it, by all means. En toe met Wag het jy terugkeer, is ek nou 'n sad songwriter, of wat ek al, en toe kom Milan wat hierdie sokkie liedjie is. So, ek dink dis die lekker ding om, jy kan besluit op jou terme, soos wat se druk jy wil maak op die musiekbedryf, en wat se genre jy daai indruk wil maak. En die lekkerste deel is eintlik maar net om, ek maak musiek wat ek hou daarvan, waarvan ek hou om te luister. So ek sal nooit 'n liedjie daar buite sit as ek nie self daarvan hou nie. En ek dink dis die lekker ding, soos jy kan vir mense wys, soos, hoor hierdie is die musiek wat ek like. Ek hoop julle like dit ook. En dit is lekker om dan daai groepie mense bymekaar te kry wat dieselfde musiek like. Ek dink dit is super special. Ja, nee, ek dink dit is baie special en ek dink dit is half cool om te weet dat 'n paar lyne se woorde en 'n dingetjie wat daarbey is, half daai connection kan skep tussen twee mense wat soos niemand ken vir mekaar nie. So ek dink self, dis die beauty van musiek, dink ek. In 'n nette dop. Maar as ons nou kyk van soos pre-getekende Jaco Steyn, as jy nou omkyk, en post-getekende Jaco Steyn wat nou al 'n paar liedjies vrygestel het, wat is die deel van musiek wat vir jou die grootste les was in die konteks van soos die musiekbedryf, jy wat dit nou half soos professioneel doen? Ja. Ek sou sê consistency is eintlik maar die grootste les wat mens leer as mens dit professioneel of professioneel. Ja. As mens dit groter wil doen. Voordat ek geteken was, is ek het gerelease wanneer ek wou. Ek het nie regtig social media ernstig opgevat nie. En net toe ek daai les leer en ek begin dit doen. Ek was die ou wat YouTube video's gekyk het oor hoe jou liedjie groter kan word. Verstaan, ek het daai goed gedoen, want ek was so desperaat om my droom uit te leef. En ek dink nadat ek geteken is by Kuleski het daai consistency ding regtig kom vlam vat. Soos jy moet consistent wees. As jy nie consistent is nie, dan omdat dit so saturated mark is, mense vergeet van jou. Soos it will be like you weren't even there. So social media is super belangrik. Daai is die number one. Social media is alles in die musiekbedryf vandag. Wat eintlik hartseer was vir my om te hoor. Want ek kom van 'n plaas af en van 'n klein dorpie nou dat ek vir 'n foon sit en video's maak. Ek is obviously nou al gewoond daaraan.
Maar dit was vir my 'n baie weird konsep toe ek die eerste keer moes hoor jy moet nou video's maak en jy moet dit heeltyd doen want dis nou jou werk. So dis social media. Social media is key. Sure. Ja, ek dink dis so weird hoe social media so groot rol speel in so baie industrieë. Mense al soveel geld daar agter sit en ek bedoel dis nou maar ek dink veral soos as jy kyk na soos 'n teikenmark of wat ook al in terme van jonger mense, dis maar net hoe jy die dinge doen en ek dink is altyd vir my interessant as jy as 'n mens iemand soos Elton John sou vat en sê soos doen jou ding soos vat hom terug in die 1980s, sit social media daarso en dis soos nou moet jy doen wat ons nou in 2026 doen. Ek dink dit sou fantasties gewees het. Ja, ek wens ek wil net CD's verkoop. Daar was dit nie eers series nie, dit was soos records. My word. Oh my word. Maar ek dink is nou tyd dat ons nou juist oor jou liedjies praat. Want jy het soos die 3 liedjies wat jy nou in Afrikaans wat jy nou lekker al van ons vertel het. So kom ons gesels eers oor wag dat jy terugkeer want dit het laas jaar uitgekom. So vertel ons bietjie van hom en hoekom hy die eerste liedjie was wat jy vrygestel het. Gat in jou sak was mos die eerste een. O, gat in jou sak. Ek vra om verskoning. Nee. My navorsing het my in die steek gelaat. Wat ek eerste uitgebring het. Wat wil jy hoor oor gat in jou sak of wat? Ja, kom ons gooi gat in jou sak eerste. Ek klop. So obviously post teken moet ons nou 'n liedjie uitbring. En ons moes nou dis nou die vestigingsliedjie. Dit is alles daarvan. En ek skryf baie musiek. Ek skryf elke dag musiek. En as ek genoeg het, dan skryf ek 'n paar liedjies 'n dag want dit is net my favourite ding in die wêreld om te doen. En ek skryf toe gat in jou sak. Op pad plaas toe van Stellenbosch af en my broer speel vir my 'n liedjie, 'n Engelse liedjie van Zach Wood, die liedjie se naam is Hole in My Pocket. En die liedjie gaan glad nie verhaal in your pocket nie, dit is net 'n keer in 'n lyntjie. Ek dink dit is die coolste ding ooit. Soos om te skryf vir 'n gat in jou sak, maar om dit so 'n hele ander body te gee. En ek sê vir hom ry vinniger en ons kom by die huis aan. Ek het regtig, ek voel baie sleg eigenlijk. En ons kom by die huis aan en ek groet my maale vinnig en ek is soos ek moet gou vinnig net 'n liedjie gaan skryf, hierdie idee gaan my kop verlaat. En ek sit 10 minute by my lesenaar en toe's gat in jou sak geskryf. En ons het oorspronklik eers aan 'n ander liedjie gewerk. En ek stuur toe dit vir die label. En hulle gaan toe mal daaroor. Soos hulle is toe super excited. En dis hoe gat in jou sak so skryf en release gegaan het. En dit was ook my eerste soos baie production music video wat ek geskiet het in my lewe. Nice. Which was very fun. En ek dink die music video het super goed uitgekom. Hy was nommer 1 op Apple Music se video's vir soos 'n dag. Well done. Dit was awesome. Ja, ek weet jy met die video shoot is flipping lekker. Ja. So en waaroor jy het nou genoem soos in terme van die inspirasie daar agter, maar waaroor gaan die lirieke as ons nou 'n bietjie van 'n deep dive daarin doen? Of course. Ja, ek vertel hom half stories. So, gat in jou sak is basies as jy iets in jou sak dra en jy verloor dit sonder dat jy agterkom dat dit gebeur het. En ek konnekteer dit toe aan soos 'n hedendaagse verhouding. Waar jy dink nog alles is okay, alles is fine. En dan as jy weer kyk, het die girl geval deur die gat in die sak en jy weet iets hoe dit gebeur het, waar dit gebeur het, wat gebeur het. En ja, die hele vers, die eerste vers lei baie mooi na die koor toe waar jy die hele prentjie net in jou kop sien van waar jy so, jy was so happy en dan is die girl net weg. So, ja. Damn, Jo, nee, ek het na die liedjie geluister en was ek soos, ja, hier is 'n diep ouetjie wat jy nou hier geskryf het. Maar ek dink dis baie mooi natuurlik en ek dink as jy daai ding van soos mense wat daarmee kan identifiseer, dan raak dit half net soos it hits different, jy weet. Ja, so dit was nou die eerste een. Kom ons gesels 'n bietjie oor wag dat jy terugkeer. Like my verhoudings is maar 'n trant hierso.
ek moes die series complete. Dis verloor en dan wag jy. So, wag dat jy terugkeer. Ek wil nie vir jou jokkie, maar ek dink amper ek het dit voor Gat in die swak geskryf. O, ja. Maar dit kon dalk soos 'n klein tydjie na dit gewees het. En die hele liedjie gaan oor dit gaan oor 'n storie. So die storie gaan jy moes iemand gaan aflaai by 'n plek. En julle is julle weet julle gaan nie mekaar meer kan sien nie. En jy weet, okay, die storie wat julle nou geskryf het daar tot 'n einde gekom. En jy moet nou aangaan en met jou lewe aanbeweeg. Maar iewers diep in jou wag jy nog dat daai persoon terugkeer. En in die eerste vers sê ek weet dit was vir jou ook moeilik die dag in jou kar reggepak vir die stad. Jo. So dit is 'n moeilike ding, jy moet nou vir iemand baie sê. Het sy ook in Robertson gebly? Nee. Dis dit. Maar ja, dit is ek dink toe ons daai liedjie release het, dit was dit soos van daai's ek. Soos dis so ek love dit om sulke musiek te skryf. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Dankie, Jaco. Dat ek nie alleen huil nie. Ja, nee, ek is tyd vir 'n trade trekkertjie. Ek het so 'n bietjie te veel van sulke liedjies op my playlist. So keep them coming. Ek het die hele playlist vir dit, man. Ja, maar ek wil nou 'n bietjie oorbeweeg na Mila toe, want dit was jou groot liedjie gewees en hy is op soos top 10 en top 5 en top alles in die laaste paar maande gewees. Hy het Februarie uitgekom as ek het reg kan onthou. Ja, die 27ste Februarie, ja. Ja, so hoekom soos waaroor gaan hy? Hoekom wie is Mila? Vertel ons. So, dis nou 'n interessante stuk. Ek wou 'n liedjie skryf ek wou iets anders doen. Want toe sien ek, okay, gat in jou sak, het goed gedoen. Hy was nommer 20 op die charts gewees. Maar dis nie wat ons verwag het nie. En wag jy terugkeer het ook soos ons verwagtinge was bietjie te groot. So daar was vir my nog 'n teleurstelling gewees. Toe wag jy terugkeer, so ek bedoel ek love die liedjie, maar hy het dan nie so goed gedoen in terme van streams en placings en charts en sulke goed. En ek sê vir myself, ek gaan nou 'n ander styl probeer. Soos it wouldn't hurt. En ek hou toe van soos hierdie very bouncy, melodic, acoustic vibe. En ek sit toe, dit was 5 minute. Wat ek by my lensaar sit, dit weer op die plaas. Ek dink ek skryf my al my liedjies op die plaas. En toe die liedjie is 'n ander naam. So die liedjie was nie oorspronklik Mila nie. Okay. Maar iets was soortgelyk. En toe stuur ek dit vir die label weer eens en hulle love it. En waaroor Mila gaan, dit gaan nie oor Mila nie. Snaaks genoeg. Damn it. Ja, weet jy? Ja, kan ook niks glo wat jy nou luister deesdae. Ek moet nou maar eerlik wees, gaan nie oor Mila nie. Dit gaan oor my hoe is dit? Ek wil nou sê soos my current husband wat sy TikToks wat hulle maak. Dit gaan oor my meisie nou, wat ek nou het. En dit beskryf letterlik net die verlief raak proses. Die eerste lyn is donker aande was bedoel vir ons om rond te wandel. Net soos daai tipe fliek, roekelose, soos as mens die liedjie luister wil ek hê mense moet dink aan soos Amerikaanse fliek waar hulle hande vashou en in 'n pad afhardloop. By 'n berg. Sulke tipe. Nice. Dis die hele waarvoor ek gegaan het vir die liedjie. En ek dink ons het dit ook baie mooi in die musiekvideo. Ek moet eers dink, hoe lyk die musiekvideo? Maar die musiekvideo is in die pad en alles. Ja, dit was ook 'n interessante storie waar beeste ons gejaag het en Nice. my amper geketty het. Maar met Mila se release, daar was net 'n ander gevoel daaraan gewees. En ons het dit nooit vir mekaar gesê nie. Maar ons het almal gedink soos dit kan nou hy wees.
Maar ons het dit net nooit hardop gesê nie. Dis soos jy lees maar mekaar se gedagtes. En 'n dag en 'n half later toe is ons hoog op die charts op Apple Music en ons is soos nommer 4, nommer 3. En 'n paar dae na dit, toe is ons vir 2 weke lank nommer 1 gewees op die charts. En toe ek dit sien gebeur, toe is ek was so verstom. Want mense het altyd daai hoop vir 'n liedjie. En ek wat nou weet, soos ek obviously hoop jy jou liedjies gaan so goed doen en dan ek het 2 gehad wat nie so goed gedoen het nie. En om te sien hoe jou kuns so gewaardeer word, is soos buite wêrelds. En mense wat dan ewe skielik op die straat vir jou kom hallo sê, en as jy rondloop dan groet mense jou, hulle wil foto's saam met jou. So dit is iets wat ek self nou nog nie kan begryp nie. Soos dit is vir my vreemd. Ek kom van die platteland af, soos dis net ek. Dis niks spesiaal nie. Verstaan? En dis net so groot seëning dat die liedjie goed gedoen het. En dat hy nog steeds goed doen. Ek bedoel, ons is nou amper by 500,000 streams op Spotify. Wow. 2 maande later. En dit is soos, my brein kan dit nog nie begryp nie. Maar ek is maar net dankbaar. Ja. Want dis al, ek weet nie hoe om my gevoelens anders te beskryf nie. Dit is crazy. Ja, maar well done man, ek dink dis baie lekker om te hoor en ek bedoel dit is 'n baie lekker liedjie ook. So as jy nog nie vir een of ander rede na Mila gaan luister het nie, gaan doen dit asseblief. Na hierdie podcast natuurlik. Maar ja, ek dink half om jou af te sluit, as jy eendag terugkyk en Jacobus is 'n household naam in die bedryf en jy sit op die stoep op die plaas met jou grys hare en drink 'n glasie wyn. Wat is die grootste ding waarvoor jy bekend wil staan as jy terugkyk op jou loopbaan eendag? 100, ek wil bekend staan as iemand wat lief is vir die Here. En iemand wat loop asof hy lief is vir die Here. Dit wil ek hê. Nommer 1, klaar. En ek wil maar net hê mense moet my onthou as 'n goeie mens, nie 'n goeie mens van die shine, maar soos 'n lekker mens, nie simpel nie, hy het nooit kwaai met iemand nie, hy was nooit, hy het goeie musiek uitgebring. Hoopelik het ek teen daai tyd al 'n paar lekker liedjies geskryf wat mense vir jare na dit ook nog sal luister. Ja. Nee, wel ek dink jy's goed op dreef om daarheen te gaan. So ek's agter jou. Ja, baie dankie. Hey, jou liedjie gaan dalk vroeër kom as wat jy dink. Hey. Weet jy, is jy moet reg word. Ek dink jy gaan reg wees vir hoe suksesvol daai liedjie gaan wees nie. Hoor. Ek glo dit, hè. Jy kan maar my naam ook gebruik as die titel. Ek sal nie omgee nie. Dankie, ek sal definitief. Ag, waardeer dit man. Ag, jy's, dis nou cool. Maar om nou ons gesprek hiermee af te sluit, ietsie wat ek vir almal vra met wie ek praat, al my kunstenaars. Wat is 'n liedjie waarna jy in die laaste rukkie geluister het wat jy nou regtig mee gevibe het? Wat is die liedjie se naam? I Get the Picture. Dit het nou laasweek dis 'n Engelse liedjie. Okay, ek het so dit soos Ja, dit maak seker sin. Ek kan nou nie onthou wie dit geskryf het nie, maar I Get the Picture, asseblief gaan iets Burdick, Stephen Burdick of something. Flippend fantasties. Dis my course daai. Jaco se playlist recommendation vir ons daarso. So baie dankie daarvoor. En dan het ek 'n paar quickfire vragies. Gooi. Jy weet om dit op 'n ligte noot te eindig. So is jy reg hiervoor? Ek is reg. Ek's opgewonde. Okay, hier gaan ons. Wat is een tipe kos wat jy nooit sal eet nie? Oesters. Oesters? Ja, dis terrible. Dis 'n solid antwoord. Dis flippend terrible. Ja. My meisie eet oesters. Ek kan dit nie verstaan nie. Dis maar wat ons bid vir haar. Nou. Okay, en aangesien jy nou 'n wynkundige is, rooi of wit wyn? Wit. Dankie. Weet jy, ek dink ek moet nog eers my palet ontwikkel, maar blikemmer as my tong sit in my verheelme te pas, sit wil ek 'n klonkie kou. Okay, cool. Volgende ene. As jy een liedjie moes kies om elke dag van jou lewe na te luister, wat sou dit wees? Ja. Daai is 'n
fantastiese vraag. Jy vra nou basies my wat is my gunsteling liedjie van alle tyd. Ja, dis maar ons kan hom ook Dis so vra. terrible dat jy my so op die spot sit. Ek dink jy was reg. Ek was reg en toe gooi jy my om. Wat ek vir die res van my lewe kan liedjie, ek hou regtig baie van daai liedjie nou hoor. Daai I Get a Picture. Maar ja, dit sal nie dit wees nie. Weet jy, ek gaan nou nie cliché wees en sê een van my eie liedjies nie. Weet jy wat sal ek luister? Gratitude van Brandon Lake. Ek hoor jou. Daai Ek hoor jou. is sielverskeurend mooi. Ja. Nee, okay. Dis 'n goeie antwoord daai. I like it. Okay. Tweede laaste quickfire vragie. Wie sou wen, dink jy, in 'n geveg tussen Taylor Swift en Adele? Adele sal haar verskeur. Dink jy so? Adele sal haar verskeur hou. Maar Want Taylor is lank ou. Sy is soos 'n Britse tannie. Jy neek nie rond met Britse tannies nie. Ek sê julle vandag. Ek is bang vir haar vrou. Okay, interessant. Okay, maar anyway, ek dink dit sou 'n baie interessante eksperiment wees. Ja. Okay, nou hierdie is die laaste vraag, Jaco. Okay. En ek hoop jy verstaan hoe ernstig hierdie is. Dis ook 'n vraag wat ek vir almal vra, want ek glo dit vertel baie van wie jy is as 'n mens. Okay. Pineappel op pizza, ja of nee? Maar sien, ek weet wat jy nou gaan. Ja, Nee, ja, maar dis- pineapple hoort op 'n pizza. Dankie. Dit is eenvoudig. Mense maak dit soveel moeiliker. Ja. Dis ja. As jy oester wil eet, kan jy pineapple op pizza eet, weet jy? Dis hy. Dis so moeilik nie. Oh man. Ja, nee, ek is bly ek het nou daarom iemand gevind wat op dieselfde golflengte is. Ek is so dankie. Dis hy, maar Jaco, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon chat vandag hier op Agter die Tunes. Maar voordat ek jou nou amptelik verlaat, waar kan mense jou gaan volg en is daar enigiets in die nabye toekoms waarna ons kan uitsien? So, julle kan my gaan follow op Jacobus Musiek op alles, Facebook, TikTok, Instagram, it all works. Daar is 'n liedjie van my wat nou baie amper gaan uitkom. En dan is daar 'n collab. Daar is 'n collab. Ek mag nie verklap met wie dit is nie. Maar ek is super opgewonde en ek dink mense se harte gaan breek. Dis al wat Ja, ek. dis hoekom ons hier is, ou. Dis hoekom ons hier is. Ek gaan ongelukkig weer julle harte moet breek. Ek weet ek wil nie meer nie. Julle moet my sokkie, maar ek moet nog een keer. Ek sê. Weet jy, ek dink dis rede genoeg om jou te gaan volg om te sien wie hierdie collab is. Ja. Maar dis ja, maar dankie Jaco, dit was regtig super lekker om jou te gesels. So dankie dat jy ons hier gejoin het op Agter die Tunes. Dankie vir jou. Dit is regtig super lekker. Dit was Agter die Tunes gewees, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek hoop jy het lekker saam geluister. As jy die potgooi geniet het, laat weet ons gerus in die comments en gooi ook sommer 'n thumbs up terwyl jy daar is. Onthou ook om die potgooi te deel met al jou vriende en sommer jou vyande ook. Jy kan gerus RSG gaan volg op Instagram sowel as Facebook by @RSG_100.104FM om op datum te bly met al ons backbazare. Ons wil ook graag weet waaroor en met wie jy wil hê ons mee moet gesels op Agter die Tunes. Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Tot en met volgende keer, mooi bly. In die volgende episode van Agter die Tunes praat ons oor die Ruk en Rym sangtalent kompetisie. Die kompetisie skop toe af met 'n baie hartseer noot. Dis moeilik om nog steeds eintlik om oor hierdie te praat. Jy weet al hierdie goeters bestaan nie meer nie. So daar was regtig 'n kind of leemte vir wat doen up and coming alternative artists? Like waartoe moet jy jou musiek stuur? Waar is die platforms waar jy gesien en gehoor kan word?